Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord met 'n loflied op die seëngroet van die Here deur om saam te sing Psalm 25. Psalm 25 sing ons die 2de en die 7de vers. Psalm 25 sing ons vers 2 en vers 7. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by Psalm 48. Psalm 48 gaan ons saam sing, vers 2 en vers 4. Psalm 48 vers 2 en vers 4. Dit gaan ons na die wet van die Here sing as 'n antwoord op die wet. Dan kan u ook so lank 'n boekmerkie inplaas by Gesang 264, Gesang 264. Daarvan gaan ons saam sing vers 1 en vers 2 na die geloofsbelijdenis. Dit is Psalm 48 vers 2 en vers 4 en Gesang 264 vers 1 en vers 2. Ek gaan nie dit weer aankondig nie, ons gaan spontaan Psalm 48 sing na die wet van die Here en Gesang 264 na die geloofsbelijdenis. Maar kom ons luister dan nou met die nodige eerbied en ontzag na die wet van die Here, soos wat ons Here Jesus self vir ons dit opgesom het in Matteus 22, vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om
hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Die konings van die heidendom het met al leers aangekom, die aanvalsmag wat al gekeer het, maar nou al weet nie wat gebeur het. Snel kommer al verbasing, verskrikking en verdwasing, die helde duins verward terug, en skielik het al weggevlug. En Sion rotsburg van die Heer, blink in sy oue glorie weer. Ons wil o Heer wat reding skenk, aan al die goedheid bly gedenk, as ons tesaam is in die wonde, net soos die naam is grote koning, so is die glans verskyning, die vyand se verdwyning, word aan die volkere bekend, tot by die aardse verste end. Die hand wat nooit die kwaad gedoen, wys vol geregtigheid omhoog. Broers en susters, as ons na die wet van die Here luister en die Here sê vir ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart en ons hele siel en ons naaste soos onsself. En ons elkeen stel noukeurig ondersoek tot onsself en sal ons besef dat ons nie die Here ons God lief het met alles wat ons het nie. En dat ons naaste nie altyd lief het soos onsself nie, juis omdat ons die Here nie met alles lief het nie. En dat ons dus skuldig staan voor die Here by die oortreding van die groot gebod. Maar die Here het ook aan elkeen van ons genade verkondig en hy leer ons dat elke een wat glo en bely dat Jesus die Christus is, daardie persoon se sondes sal hom vergewe word aan die kruis van Jesus Christus. Maar elkeen wat nie glo nie en Jesus Christus verwerp, sal self skuldig staan voor die Here. Daar staan vir ons geskryf in Johannes 3 vers 36 die volgende genade. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En juis as gevolg van hierdie genade wat ons het om te glo, nie net in die Seun nie, maar in die drie-enige God, kom ons bely dan so ons ongetwyfelde Christelike geloof, volgens die woorde van die 12 artikels, en elkeen wat dit glo, spreek die volgende woorde in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Loof ons, dank ons U tesaam. Oor die loflied, vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Werk in die gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees, reinig ons deur U genade, word ons offers heilig weer. U is heilig, maak ons heilig, deur die werking van die Gees. Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons vanuit 2 Korintiërs 2. 2 Korintiërs 2 gaan ons saam lees vanaf vers 14 tot vers 17. Vanaf vers 14 tot vers 17. Die teksvers van die preek vanmôre gaan vers 14 wees. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Almagtige God, ewige, onbeskryflike wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons staan vanmôre voor U, voor die glans van U woord en die heerlikheid van U mag en die roem van U oorwinning. En ons besef nie altyd hoe groot dit is nie. En ons wil vanoggend voor U staan in nederigheid en afhanklikheid, dat ons sal besef hoe ontsaglik groot U is, en hoe klein ons is, en terselfdertyd hoe bevoorreg ons is, om U woord te hoor, en dit te verkondig, orals waar ons gaan. Gee ons die genade dat ons U evangelie sal aanhoor, dat ons sal weet, om U kinders te wees is 'n voorreg, en nie reg nie. Dat ons sal weet om U evangelie te verkondig, is die grootste voorreg wat ons kan kry. Dat ons U naam sal uitbrei en U naam sal loof en sal prys, en dat ons U lof sal besing, sodat die hele wêreld dit sal sien. Dat ons nie sal terugdeins, asof die wêreld mag oor ons het nie, dat ons nie sal vrees nie, maar dat ons sal besef, hoewel dit soms vir ons voel asof die stryd ewig is, dat die oorwinning reeds behaal is, en dat dit nie iets is waartoe ons hoef te strewe nie, maar iets is wat ons moet uitleef. Gee ons die genade dat ons sal vashou aan die geloof,
en U naam sal eer elke dag van ons lewens. Vergewe ons waar ons teenoor U oortree deur dinge wat ons versuim om te doen en waar ons U wet oortree. Verlig ons verstand en maak ons harte sag, dat ons daardie sondes voor U sal bely en dit sal laat staan. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees saam met die woord van die Here in 2 Korintiërs 2 vanaf vers 14. Vers 14. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste, 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste, 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Tot sover. Ek lees weer die teksvers, vers 14. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, het jy al gewonder hoekom is dit so moeilik om mense van die Here te vertel? Hoekom is dit so moeilik om die evangelie te verkondig? Ons almal weet dis veronderstel om maklik te wees en die Here beloof ons dat hy met ons is. En dat dit amper veronderstel is om natuurlik tot ons te kom. Wanneer die Heilige Gees deur ons werk. Maar hoekom is dit nog steeds so moeilik? Doen ons iets verkeerd of is daar iets wat ons nie verstaan nie? Nou broers en susters, ons het laasweek en die week voor dit het ons gesien dat as die mens 'n keuse maak, dat hy altyd die verkeerde keuse sal maak. Ek het die voorbeeld gebruik dat as ek vandag vir u sê, u word verlos, of u is verlos, of ek sê vir u dat u vanmôre 20 miljoen rand gewen het, oor watse een sou u die blyste gewees het, of u kan terugdink na die eerste keer, toe u besef het dat u verlos is. En die blydskap wat 'n mens sal ervaar as jy 20 miljoen rand wen. Ons almal weet, jy is veronderstel om blyer te wees, as oor jou verlossing. Ons almal weet dit. En jy kan vir jouself sê, ek moet blyer wees. Maar as jy regtig eerlik is met jouself, gaan jy blyer wees oor die 20 miljoen rand. Dis hoe die mens is. En dit is hoekom, as die keuse van jou verlossing van jou afhang, gaan jy verkeerde keuse maak, want dis hoe die mens gemaak is. Ons is van nature geneig om God te haat en ons naaste te haat. Maar die vraag wat 'n mens dan nou daaruit kan vra, dat as God dan vir ons die keuse maak, vir ons lewendig maak, so al voel dit vir ons soms of ons die keuse gemaak het God gekom en ons verander sodat dit moontlik is vir ons om die keuse te maak. Maar as God dan na die mens toe kom en die mens nie na God nie, hoe kan ons dan nog die evangelie verkondig? Is dit dalk hoekom dit so moeilik is vir ons om die evangelie te verkondig?
Wel, hierdie gedeelte gee juis vir ons 'n antwoord daarop. 'n Mens kan ook die vraag stel, moet ons dan nog die evangelie verkondig? As God na die mens toe kom en nie die mens na God toe nie, of selfs die mens na God toe bring nie. Want alleenlik God het die mag om dit te kan doen, alleenlik God het die mag om 'n mens se natuur te verander, dat jy eerder God kies, as die R1.000.000 byvoorbeeld. Nou hierdie gedeelte wat ons gelees het, gee 'n duidelike antwoord daarop, hoewel die gedeelte eintlik bietjie vreemd geskryf is, bietjie moeilik om verstaan te word. As ons hom lees, is dit klink amper vir ons 'n klomp losstellings wat hier gemaak word, wat moeilik verstaanbaar is, maar al hierdie stellings het vir die mense wat dit gelees het, sin gemaak. En hulle het verstaan wat dit bedoel, en Paulus het geweet hulle gaan verstaan, want hy het hulle ook geken. Nou hierdie gedeelte begin met die stelling, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Nou dis 'n vreemde stelling. Ons kan nie triomfeer verstaan, dank die Here dat ons oorwin, wat die reuk van sy kennis oral versprei. Hierdie reuk, as 'n mens kennis van die Ou Testament het, dan laat dit 'n mens onwillekeurig dink aan die reukofferaltaar wat in die Ou Testament was, wat van ons gelees het, wat in die tempel in die heilige deel gestaan het, en hierso het Paulus, nie Paulus nie, nou sit ek hom sommer in verkeerde tyd, wat die priesters 'n offer gebring het, reukoffers gebring het, en die reukoffers het konstant opgegaan tot om die tempel met 'n lieflike geur te vul, en hierdie lieflike geur was simbolies van Israel se gebede wat heeltyd kan opgaan tot die Here, as gevolg van die offers wat by die tempel gebring is. Nou in die Nuwe Testament het ons nie daai offers nodig nie, want Jesus Christus het ons nou 'n volmaakte offer gebring. So, 'n mens kan insien dat Paulus hier bedoel die lieflike geur, maar Paulus is nie eintlik besig om van gebede te praat nie. Ja, gebede kan impliseer word, maar 'n mens kan eerder sê, Paulus is hier besig om die uitvoering van die gebed hier te verduidelik. Die gebed het opgegaan, maar nou is dit die uitvoering daarvan nadat hy verhoor is amper, wat Paulus sê, want ons bid dat die Here ons die oorwinning moet gee, en die Here het klaar vir ons die oorwinning gegee in Jesus Christus, so nou is dit die uitvoering van daardie gebed. Maar ook 'n ander ding wat ons in ag moet neem, is die Korintiërs was nie almal 'n klomp Jode gewees nie. Hulle het nie noodwendig die Ou Testament geken. So hulle het nie noodwendig verstaan as Paulus vir hulle sê dat hierdie 'n lieflike geur is, sou hulle nie noodwendig dadelik aan die tempel van Israel gedink het nie, maar hulle sou meer eerder aan iets in hulle eie lewens gedink het. En daar was so 'n gebeurtenis waaraan hulle sou dink. Hulle sou gedink het, en Paulus gebruik eintlik 'n metafoor om vir hulle bietjie te sinspeel dat hy daarop wys. Paulus is hier besig om te verwys na 'n Romeinse triomftog. Nou wat is 'n Romeinse triomftog? Nou dit was wanneer daar 'n oorlog was en Rome het oorwin, dan sou hulle 'n klomp van die kruisgevangenes gevat het, hulle in 'n ry gesit het en vasgeboei het, en die van u wat nou al films oor die ou Romeinse tyd gekyk het, sou definitief so 'n triomftog al gesien het op die TV. En hierdie Romeinse triomftog sou dan al hierdie kruisgevangenes gevat het en hulle opgelyn het, en die soldate sou om hulle gestap het en hulle sou in 'n groot stad inmasseer het, en dan sou die skares gejuig het en hulle sou van blydskap gesing het, en daar was musiek en 'n joligheid en almal was bly oor die oorwinning, en dan sou hulle gestap het tot by die paleis van die koning, en dan sou hulle nou, of van die gouverneur, of wat se, afhangende van wat se stad hulle nou was, of die vors van die stad, is dalk maar 'n meer algemene beskrywende woord, sou hulle na hom toe gestap het, en dan sou die soldate getrakteer het, en hulle sou 'n groot feesmaal gehou het, om die oorwinning te herdenk. Maar daar sou is een ding van hierdie
triomftog waarop Paulus inspel wat die mense van daai stad verstaan het, maar wat ons nie op die TV sou kon sien nie, wat hulle nie op die TV kon deurbring. En dit is dat wanneer hulle hierdie triomftog aangepak het, sou die Romeinse soldate groot hoeveelhede wierook gebrand het. En dit sou 'n groot algehele lieflike geur gevorm het, wat oor 'n groot deel, indien nie die hele stad, gehang het nie. En dit sou, die rede hoekom hulle dit gedoen het, was om vir elke inwoner van hierdie stad te sê, kom kyk, ons het gewen, ons het oorwin, ons spog met ons oorwinning, kyk die kruisgevangenes wat ons hier het, ons spog daaroor. En dan sou hierdie boodskap uitgegaan het, want in daai tyd was daar nie media gewees wat vir almal gaan sê het, hoor jy, ons het oorwin nie. Hulle moes daar gewees het by die triomftog, anders het hulle nooit geweet die oorlog is verby. So nou versprei hierdie geur vinniger as wat die mense kan vertel. Hulle moet kom kyk, nou ruik die mense hierdie geur, en hulle almal kom uit hulle huise uit, en hulle kom kyk na die oorwinningstog wat deur die stad gaan. En die mense is bly en hulle juig, en hierdie reuk het 'n spesiale betekenis vir elke een wat dit geruik het gehad. Vir die soldate het hierdie reuk gesê, wanneer hulle hierdie reuk ruik, is dit die reuk van lewe, want hulle het die oorlog oorleef, hulle het nie gesterf op die slagveld nie. Vir die mense van die stad sou dit vir hulle gesê het, julle hoef nie meer die vyand te vrees nie, want die vyand is verslaan, julle lewens is gered. Maar nie vir almal was dit 'n goeie boodskap nie. Nie vir elke persoon nie. Vir daardie kruisgevangenes sou dit 'n boodskap of 'n reuk van die dood gewees het. Want die kruisgevangenes, wanneer hulle daardie reuk geruik het, was dit nie die oorwinning nie, maar meer die reuk van hulle neerlaag. As die kruisgevangenes dit geruik het, was dit 'n boodskap van die dood. Dit sou een van twee dinge vir hulle beteken het, wat al twee net so goed soos die dood was. Hulle sou of as slawe verkoop geword het, of hulle sou, as dit nou byvoorbeeld in Rome was, sou hulle na die Colosseum toe gevat geword het, om teen gladiators te gaan beklei, of nou elke stad het sy vorm van arena gehad, waar daar nou bekleierye was, waar hulle tot die dood toe beklei het. So, ongeag in watse rigting hierdie kruisgevangenes gaan, hierdie reuk was vir hulle 'n teken van die dood, tot die dood. Soos wat hierdie reuk van die triomftog vir een groep mense 'n geur van die lewe was, omdat hulle oorwin het, terwyl dit 'n geur van die dood was vir die verslaane kruisgevangenes, omdat hulle verloor het. Hierdie reuk was die manier hoe die Romeinse owerheid of die Romeinse weermag vir almal vertel het, ons het gewen. Net mens kan sê, dit was nie net 'n manier hoe hulle dit vertel het nie, dit was 'n manier waarmee hulle gespog het. Hierdie triomftog was nie net 'n bewys van die oorwinning nie, hulle het gespog, hulle kon maklik net vir die mense gesê het, ons het oorwin. Maar hulle het juis hierdie manier gekies om vir die mense te spog en sê, kyk wat het julle weermag vir julle gedoen. Kyk wat het julle owerheid vir julle gedoen. Kyk wat het julle keiser vir julle gedoen. Dit is, so het hulle gespog met die oorwinning. En as 'n mens kyk hoe groot die Romeinse ryk was, kan 'n mens eintlik sê, hulle het reg gehad om te spog, want hulle het nie gespog en dan was dit nie so nie. Hulle het regtig die hele wêreld, die hele bekende wêreld van daai tyd oorwin met militêre mag. Veel groter weermagte is deur klein eenhede van die Romeinse ryk verslaan. Dit is nie dat hulle 'n groot weermag gehad het nie. Dit was dat hulle 'n magtige weermag gehad het. Nou Paulus kom en dan gebruik hy hierdie metafoor om vir die Korintiërs en nou natuurlik vir ons ook te wys wat dit eintlik beteken om die evangelie te verkondig. Voordat ons kan verstaan wat Paulus eintlik hier bedoel, moet ons ook weet
waarna toe die metafoor verwys, waarna mee dit vergelyk word. Want kyk, 'n metafoor is nou net 'n ander vorm van 'n vergelyking, en 'n vergelyking vergelyk altyd met iets anders. Die ding is soos daardie ding, dis 'n vergelyking, maar 'n metafoor is soos hierdie ene wat nou vir ons sê, wat presies dieselfde eintlik sê, hierdie triomftog is soos iets anders. Nou waarna verwys hy? Nou die oorwinning, na wat 'n oorwinning hy verwys? Nou dit kan ons weet dit almal seker eintlik redelik duidelik. Hy verwys na die oorwinning wat Jesus Christus aan die kruis behaal het, en die opstanding. Hy verwys na daardie opstandingssondag, die dag toe Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, en die dood verslaan het. Dis die oorwinning waarna hy hier verwys. Dis die oorwinning wat deur Jesus Christus behaal is, toe hy die grootste en magtigste vyand wat daar nog ooit was, verslaan het. Wat is sterker as die dood? Wat in hierdie wêreld wat bestaan, kan die dood oorwin? Kan die dood vryspring? Daar is niks wat vir ewig bestaan, wat lewe nie. Daar is niks wat vir ewig kan lewe nie. Want ons almal het daai een groot vyand, die dood. En dan kom Jesus Christus, die enigste een wat sterker is as die dood, is God, wat die bron van alle lewe is, en hy oorwin die dood. En dis waaroor hierdie triomftog is, waarvan Paulus sê. Hy sê, ons is hierdie lieflike geur, met ander woorde, ons is soos daai Romeinse triomftog, wat uitloop en die oorwinning uitbasuin. Maar dan kan ons nou die vraag vra, as die oorwinning die opstanding is, en ons weet waar die maaltyd is die maaltyd wat ons saam met die lam van God eet, waarvan ons in Openbaring lees, die oorwinningsmaaltyd. En ons sien dit altyd by hierdie metafoor van Paulus, van die Romeinse soldate, sien ons dit. Maar waar is die oorwinningstog? Of die triomftog van Christus? Waar is daardie triomftog? En die antwoord is, hier by ons. Ons is besig om daardie triomftog te verkondig. Nou die rede hoekom, ek het in die begin gevra, hoekom is ons bang om die evangelie te verkondig? En die antwoord is omdat meeste Christene, indien nie almal nie, dit verkeerd aanpak. Ons het 'n verkeerde idee van wat dit is om die evangelie te verkondig. Ons almal het hierdie idee dat ons moet siele werf vir die Here, ons moet soldate werf vir die geveg. Vir wat se geveg? Die geveg is op Golgotha reeds beslis. Geveg is klaar oorwin. Jesus Christus het oorwin. Vir wat se geveg moet ons soldate werf? En as ons siele moet werf vir die Here, het ons heeltyd daai onsekerheid, gaan die ou nou glo of gaan hy nie glo nie? Dis hoekom ons bang is, dis die grootste probleem. Dit sal vir ons almal dan maar baie maklik wees om vir iemand die evangelie te verkondig, as ek weet daai persoon gaan tot bekering kom. Maar nou wonder ek, gaan die persoon glo, gaan hy nie glo nie? En dan is ek skrikkerig om vir hom te vertel, want ons wil nie teleurgestel word as hy nie glo nie. Maar dit is heeltemal verkeerde manier om na die evangelie te kyk, heeltemal verkeerde manier om na verkondiging te kyk. Want jy sien, soos wat Paulus in vers 17 sê, dat die woord van God word in opregtheid, in die teenwoordigheid van God, spreek ons dit in Christus, gee die antwoord. Wanneer ons vertel vandag, wanneer u hierdie woord hoor, hierdie is 'n triomftog van Jesus Christus, waar daar 'n lieflike geur is, wat almal moet ruik, wat almal moet hoor. Die oorwinning is behaal, gaan uit en vertel vir almal, die oorwinning is behaal. Die wat dit hoor, sal almal 'n reaksie daarop hê. En dit is 'n waarborg, elke persoon wat die woord van die Here hoor, sal 'n reaksie daarop hê. Moenie bang wees dat dit nie gaan gebeur nie. Vir die kinders van die Here, die wat oorwin,
Sal dit 'n reaksie van vreugde wees? Ja, partykeer gebeur dit dat 'n kind van die Here, dat dit te goed klink vir hom om waar te wees en hy glo die oorwinning kon nie bereik word nie, maar die boodskap sal by hom betyds uitkom. Ons moet net aanhou vir hom wys, die boodskap is daar, die resultate is daar. En vir die wat in die duisternis is, die wat aan die verloorkant is, die wat 'n deel is van die mag van die bose, en die mag van die dood, hulle sal ook 'n reaksie hê. Hulle sal kwaad wees, hulle sal ongelukkig wees, want hierdie geur is 'n geur tot die dood, hierdie evangelie verkondig hulle einde. Want Jesus Christus se oorwinning is nie net dat hy oorwin het nie. Hy het iemand spesifiek oorwin. Die dood. En alles wat hom aanhang. Almal wat die dood dien. En die evangelie van Jesus Christus is 'n verdoemenis vir hulle. Want dit beteken hulle het verloor. Maar dit is nou maklik vir ons en ons kan almal bly raak en dink, ja, ons kant het gewen. Kom ek vertel u nog 'n kant van die storie. Nie een van ons is aan die wenkant nie. Nie een van ons is soldate van die lig wat in die triomftog stap nie. Want ons almal het verkeerde keuse gemaak. Maar dan kom die Here Jesus Christus. Hy het alleen aan die kruis gehang. Hy het nie 'n weermag gehad wat aan die kruis gehang het nie. Ons het nie aan die kruis gehang. Hy het alleen aan die kruis gehang. En hy het alleen die oorwinning behaal. Ons het nie die oorwinning behaal nie. Ons verdien nie om in 'n triomftog te loop nie. Maar wat ons wel verdien is om daar die kruisgevangenes te wees. Waarvoor die geur van die evangelie 'n verkondiging tot die dood is. Maar in God se genade kom hy en hy bevry ons daarvan met sy oorwinning. En hy het die mag om daardie kruisgevangenes te verander na sy weermag toe, na sy leermag. Nie 'n weermag wat uitgaan vir die geveg nie. Want die geveg is klaar gewen. 'n Weermag wat die oorwinning vier. En so kom die Here Jesus Christus en hy kom na ons toe nadat ons verslaan is. Nadat ons generaal wat die duiwel in die dood is verslaan is, ons koning, en hy kom en hy verander elkeen van ons harte, dat ons terugkeer na die Here, nie uit ons eie nie, uit sy mag, keer ons terug, uit sy oorwinning, keer ons terug tot hom. En uit sy genade herstel hy ons wat ons veronderstel was om te wees. En daarom, wanneer ons die evangelie verkondig, is ons nie besig om siele te werf nie, want die siele is klaar gewerf. Almal het net nog nie die boodskap gehoor nie. Almal het nog net nie kennis gemaak met die oorwinning. Maar die evangelie is daar. En die Here kom sê vir ons moet hierdie evangelie uitdra. Jesus Christus gee vir ons 'n opdrag om dit te doen. Nie om siele te werf nie. Om 'n triomftog deur die wêreld te stap. En wat is die uiteinde van daardie triomftog? Die feesmaal van die lam. Broers en susters, maar die vraag wat ek in die begin gevra het, nou moet ons dan nog vertel? As ons nie die keuse maak nie, maar God maak die keuse vir ons, omdat ons verkeerde keuse sal maak. Die antwoord is, dis nie 'n vraag oor moet ons vertel of kan ons vertel nie, want meeste van ons dink, dis elkeen se roeping om te vertel, sommige het nie die roeping om te vertel. Maar die oomblik wat ons besef, dis nie 'n sielewerf aksie om die weermag van God groot te maak nie. Maar dit is 'n triomftog om die boodskap van die oorwinning uit te dra. Dan verander dit alles. Dan sit nie meer net ons elkeen se opdrag om dit te doen nie. Dis ons elkeen se plig om daardie oorwinning uit te dra.
Dis ons plig om 'n lieflike geur vir die wêreld te wees. 'n Reuk wat vertel wat weier gaan. Onthou, 'n reuk, ryke mens weier as wat die bron van daai reuk is. En die bron van daai reuk is elkeen van ons in Jesus Christus. So as u vandag iemand vertel van die evangelie, beteken dit, daardie reuk gaan weier wees as wat u net vertel het. Ons lees in die Nuwe Testament van talle gemeentes wat gestig was waar geen apostel was. Die reuk was weier versprei as ooit. Broers en susters, as ons vandag hier uitgaan, moenie hier uitgaan met die vrees of die gevoel dat ons kan nie. Vier die oorwinning van Jesus Christus is al wat ons moet doen. Stap uit in die strate en spog oor Jesus se oorwinning. Dis nie jou oorwinning nie, so moenie skaam voel of dink jy is voor op die wa as jy mense vertel van die Here nie. Jy is voor op die wa as jy mense vertel van jouself. Jy is voor op die wa as jy mense nie vertel van die Here nie. Jy is nie voor op die wa wanneer jy hulle vertel van die Here nie, dan is jy nederig. Want jy is 'n krygsgevangene wat mense vertel van jou oorwinnaar se oorwinning. En jy vertel hulle van sy genade om jou te verander van 'n krygsgevangene na 'n prins in sy koninkryk of 'n prinses in sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons ook vandag hier voor U woord kan vergader. Dankie dat ons weet dat dit, hoewel dit soms vir ons lyk soos 'n geveg in hierdie wêreld tussen die magte van die bose en die magte van die lig, is dit eintlik niks meer as 'n triomftog, waar die magte van die bose in kennis gestel word dat hulle is verslaan. En waar ons, die kinders, die boodskap mee voorgebring word, om vir ons die blye boodskap te gee, U het oorwin, en ons oorwin in U. Laat ons hier vandaan vandag uitgaan, en daardie oorwinning en daardie triomftog uitleef, dat ons 'n lieflike geur vir U sal wees, dat ons gebede nie net tot U sal opgaan nie, maar dat ons dit sal uitleef op die verhoring daarvan. Want die feit dat ons kan bid is al reeds 'n oorwinning. En dat ons dit uitleef elke dag van ons lewens. Gebruik ons as U getuies, as U oorwinningstog. Dat almal kan sien. Moenie ons bang maak nie. Vat daardie vrees van ons weg. Dat ons sal bang wees dat mense nie sal hoor en nie sal reageer op die woord van God nie. Maar vergee ons elkeen die heerlike versekering. Elkeen wat moet, sal gered word. En ons het die genade om aan hulle die goeie nuus te bring. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons natuurlike instink is om teen die woord van die Here te stry en teen die verkondiging daarvan. Maar kom ons verloon vandag ons natuur deur om saam te sing die woorde van Gesang 201 en dan verkondig ons die triomftog van Jesus Christus. Sing al twee verse van Gesang 201. Triomf, triomf.
om verlossingsdag. Die Heilige Gees verklaar met krag. Hy seun van God die Vader. Hy heers en elke vyand sien. Dat sy volk om dankbaar dien. Loof vir sy genade. Triomf die Heer het opgestaan. Die laaste vyand het verslaan. En mag hou sterf sal met hom leef. Wie skuld bely die word vergeef. Deur Christus vry van sonde. Hy heerlik aan Gods regterhand. Hy stuur vir ons die Gees as man. Die Gees laat ons herlewe, ons deur sy wonderkrag bevry. Hy oor en oor sy woord bely. Hy leef en jou sal lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons ontvang die seën van die Here en hy seën ons met die woorde van Numeri 6. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Broers en susters, kom ons hou 'n oomblik van stil gebed waarin ons tot die Here dank vir elke een op ons gebedslys en ook die gemeente wat daar is. Ek herinner u net die naam van die gemeente is die AP Kerk in Gansbaai. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons almal saam in stil gebed tot die Here.